Goeiemôre geliefde gemeente en hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons is. Het is nie goed om noodwendig 'n uitsondering te maak nie, maar ek wil in besonder vanmôre verwelkom vir Gideon en Jana. Dit is vir ons 'n voorreg om ook te weet hoe die Here vir ons lewe bewaar het en ons is dankbaar dat julle saam met ons hier kan wees. Van die kerkraad se kant af volgende afkondigings, die kollekte onder die diens is vir ons diakonale kas en by die deure vir die toesoufonds. Ons het Vrydag erediens hier by die kerk om 8uur, goeie Vrydagdiens. En dan Bybelstudie vanmiddag om 16:30 op Holvlei. Begin die erediens deur saam te verklaar: ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Liefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van die Here Jesus Christus. Amen. Ons staan dan, sing ons saam Psalm 174, dit is ons loflied vanmôre. Sing saam vers 1, vers 2 en vers 4. Oor die mooi woorde, ook met die oog op die woordbediening vanmôre, die woorde van vers 2, die Here heel, hy genees, die wat gebroken is van hart, en hy verbind hul in hul smart, sy oë speer oneindig ver, hy tel en roep die laaste ster, sy krag en kennis ongemeet, oorwelf al wat ons ken en weet, sagmoediges verhef hy weer, maar goddeloses werp hy neer, die Here verbind die gebrokenis van hart in hul smarte. Kom ons staan en sing ons saam Psalm 147 vers 1, vers 2 en vers 4. Deur al die eeue heen en met gelowiges, saam met gelowiges reg oor die wêreld, bely ons in ons harte saam die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God,
die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, die lyding van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Die Here gee sy morele en etiese wet vir ons, sy volkome wet, sy doel vir ons lewe in Eksodus hoofstuk 20. Ek lees vir ons. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. In die Nuwe Testament skryf Jakobus: al breek ons net een deeltjie van die Here se wet, staan ons skuldig voor die hele wet van God. Dus die vraag, wie is onskuldig? Is daar enigiemand wat onskuldig is? En dan sê Romeine 3 vir ons vryspraak vanmôre. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, nie deur iets te doen nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo, want almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade, vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. En dan hierdie mooi woorde. Hom het God gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. En die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Terwyl ons so bly sit, ons sing saam Psalm 145, nie 'n lied wat ons sing met die oog op verootmoediging nie, maar 'n lied wat ons sing op grond van dankbaarheid. Vers 10, die Heer is reg in al sy weg en werk, sy goedheid ken die wêreld deur geen perk. Dan die troos, hy is naby die siel wat tot hom sug, hy troos die hart wat skreiend tot hom vlug. Ons sing saam vers 10
in vers 11, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, Here, U is reg in al U weg en werke. U is die regverdige. Al in U is daar geen sonde, geen skuld. Wat U doen is regverdig. Wat U eis is volkome regverdigheid. U moet geregtigheid laat geskied. En daarom kan U nie die sonde ongestraf laat bly nie. En ons weet dat selfs al het ons net iewers in ons lewe een van U gebooie oortree, dat ons skuldig staan aan al die gebooie, dat die hele wet dan soos die straf in die hele wet teen ons geld. Ons weet immers dat die straf op die sonde in die tuin die dood is. En nie net die tydelike afsterwe van 'n liggaamlike liggaam of 'n aardse liggaam nie, maar die ewige dood, verwydering van U. Daarom, Here, waarom kom ons na U toe? Ons vlug na U wat regter is, nie omdat ons 'n oordeel verwag nie, maar omdat ons die vryspraak in ons Here Jesus Christus het. Daarom bely ons ook saam. Waarom sal ons siel ooit uitroep dat ons verlore is? As U ons vryspreek, wie is daar wat 'n aanklag teen ons kan bring? Wie is daar wat enige iets teen ons kan sê? Al is ons eie gewete besig om ons aan te kla oor ons sonde. Al bring die wêreld of mense of selfs die Satan 'n oordeel teen ons. Ons weet dat in Christus word al ons sondes vrygespreek. Here, dit het gekom ook deur 'n prys, kosbare prys van sy bloed, die bloed van die lam wat vlekkeloos is en sonder gebrek. Hy wat in ons plek die prys betaal het. Terwyl ons dit in hierdie lydenstyd ook weer oordink, help ons om ons oë gefestig te hou op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Hy wat terwille van die skande van die kruis nie teruggedeins het nie, maar met liefde in sy hart en ons in die oë, juist dit aangedurf het en daarin gestap het. Dankie dat ons die vryspraak mag hê, wat nie net 'n waarheid is wat ons sê en glo nie, maar 'n werklikheid is wat ons in ons harte beleef, dat dit ons gemoed rustig maak, ons vrede en hoop gee. Ons vra U, Here, mag die krag van die evangelie so diep in ons harte lê, dat ons nie sal kan stil bly oor die goeie nuus nie, maar dat ons juist sal vertel vir die hele wêreld. Ons lafenis, daar's rus vir ons siel te vind, Christus alleen.
sal ons die wêreld uitnooi en roep, soos die profeet Jesaja roep, kom almal wat dors het, kom almal wat honger het, kom eet en kom drink, kom koop sonder geld, want ons ontvang uit genade. Dankie Here. Ons bid daarom, vergewe al ons sondes. Gee ons 'n rein gewete en help ons om te stry teen dit wat nog aan ons vlees kleef. Ons vra wees met ons gemeente, wees met die verhoudings in ons gemeente, want ons is gebroke mense en ons maak soveel skade aan ander, met ons woorde, met ons dade en optrede. Vergewe ons wanneer ons onbewustelik dit gedoen het, vergewe ons wanneer ons soms ook doelbewus teen ons medemens in liefdeloosheid optree. En help ons om in die vrede wat U gesmee het, 'n verhouding met mekaar te hê, in ons gesinne, in ons as lidmate, ook met mense wat ons as ons vyande sien. Help ons, o Here, om die by te staan wat swaar het, siek is, hartseer is, moedeloos is, eensaam is. Help ons om die by te staan wat, soos ons die week ook gehoor het, van 'n afsterwe van 'n geliefde en 'n lidmaat in ons gemeente. Troos, Here, U kinders, deur U Gees. En help ons om uit te reik na die wat weerstand teen U bied, die wat nie meer kerk toe kom nie, weens wat sy redes of verskonings ook al. Maak hulle harte ook sag op U tyd. Ons bid al hierdie dinge, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel en alleen uit genade in die naam van ons Here Jesus Christus. Werk tog ook nou, Here, deur U Gees in ons harte, dat ons U woord mag hoor. Amen. Voordat ons uit die woord van die Here lees, ons sing saam Psalm 42, ons sing saam vers 3 en vers 4, dis vers 3 en vers 5. Die vraag wat die psalmdigter vir homself vra, vir sy eie siel vra, my siel, waarom is jy onrustig en wat buig jy jou in my? Waarom in Gods lof onlustig as die vyand jou bestraai? En dan die belydenis, menigmaal, baie kere, het hy jou druk laat verwissel in geluk. Hoop op God en hom weer rustig. In sy lof sal ek my verlustig. Ons sing ook daarmee saam vers 5, 'n belydenis dat die Here die bronwel is van ons lewe. Ons staan, Psalm 42 vers 3 en vers 5.
Ons lees vanmôre saam uit die woord van die Here uit 1 Kronieke hoofstuk 4, 5 verse uit Jesaja 53 en enkele verse uit Lukas 22. 1 Kronieke 4 is deel van die eerste 9 hoofstukke van Kronieke. Ek dink bitter min mense al baie moeite mee gemaak het. Dit is 'n geslagregister. Ons lees vers 8, 19 en 11. En Kos was die vader van Anub en Hasubeba en van die geslagte van Harhel, die seun van Harum. En Jabes was meer geëerd as sy broers, en sy moeder het hom Jabes genoem en gesê, ek het met smart gebaar. En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, as u my ryklik seën, my grondgebied vermeerder, en u hand met my sal wees, en u die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie. En God het laat kom wat hy begeer het. En Caleb, die broer van Siha, is die vader van Mehir, hy is die vader van Eston. Dan lees ons uit die profeet Jesaja, hoofstuk 53. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte, en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mense gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra. Ons het hom gehou vir een wat gepla, deur God geslaan, verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Deur sy wonde, daar vir ons genesing gekom. En dan 'n laaste gedeelte uit die evangelie volgens Lukas, hoofstuk 22. Ons lees vanaf vers 39. En Jesus het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in die versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, neergekniel en gebid. En gesê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op, en kom by sy disippels, en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Ons fokusvers is dan vers 10 van 1 Kronieke 4. 1 Kronieke 4, vers 10. Gebed van Jabes. En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, as u my ryklik seën, my grondgebied vermeerder, en die hand met my sal wees, en u die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie. En God het laat kom wat hy begeer het. Broers en susters, daar is 'n baie bekende storielyn wat ons almal mee goed bekend is. Iewers in ons lewe het ons al of 'n boek daarvan gelees of 'n fliek daarvan gekyk.
'n storie van niks tot iets. 'n storielyn wat baie algemeen voorkom. Iemand wat uit baie slegte omstandighede kom, wat alles is eintlik teen hom, die hele wêreld is teen hom. En dan iewers is daar 'n draai in sy lewe. Nou waar sy lewe eers swaarigheid was en alles net vorentoe slegte dinge voorspel het, is daar 'n groot draai, 'n totale ommekeer ten goeie. Op een of ander manier kom daar 'n punt, hy kruis paaie met iemand in sy lewe of een of ander groot gebeur vind plaas. En dan vereindig die verhaal in plaas van met hartseer, eindig dit dan met oorwinning, met vreugde, met voorspoed. 'n Lot wat 1000 keer beter is as die slegte omstandighede waaruit dit gekom het. Dit is een van daai tydlose storielyne wat nie net al baie oorvertel is in die verlede nie, maar ook waarskynlik nog vorentoe oorvertel geword, weer met ander karakters en op ander maniere. En bekende skrywer C.S. Lewis, hy sê dat 'n goeie storie dinge op 'n ander plek agterlaat as wat dit gekry het. 'n beter plek los as waar dit begin het. En as ons hierdie maatstaf gebruik en ons kyk na Jabes se lewe, dan moet ons sê dat dit 'n baie goeie storie is. Ons het baie boeke oor die man geskryf, maar wie hy was en wat hy presies gedoen het, weet ons nie. Ons het net 2 verse in die hele Bybel oor sy hele lewe. Al wat ons van hom weet, is hier in 1 Kronieke 4. In die eerste 9 hoofstukke is 'n uitgebreide geslagregister met baie onbekende name wat baie moeilik is om uit te spreek. En vir die Jode was hierdie baie belangrik. Vir hulle was 'n geslagregister nie net 'n klomp name nie, dit was geskiedenis, dit verbind die mense aan mekaar en die mense aan die land. Bovenal, dit verbind die mense aan God en aan die belofte. Uit hierdie geslagregister leer ons dan 2 dinge van Jabes. Ons leer dat hy in die rigterstyd in die suide van Israel gewoon het. Ons leer ook dat hy aan die stam van Juda behoort, die stam waar hy die konings voortkom, en hy was 'n hoof van die stam. Maar hierdie inligting sê nie vir ons veel nie. Wat eintlik vir ons moet uitstaan, is dat hier 'n geslagregister is, en dan skielik word dit onderbreek. In plaas daarvan dat dit die vader van die en die se seun van daai is hier skielik inligting. Nou moet ons luister, want hier word iets belangrik gesê. Het begin by sy naam, Jabes. Jabes word verbind aan die Hebreëse woord vir pyn, eintlik bietjie erger, vir smart. Vers 9 lees ons, sy moeder het hom Jabes genoem en gesê, ek het met smart gebaar. En hierdie gryp eintlik terug, het wys eintlik terug na Genesis 3 vers 16, die vloek op Eva na die sondeval. Alles wat voor die sondeval daar was goed en mooi en reg. Maar deur die sondeval is die mooi verdraai en verbreek. Die Here het vir Adam en Eva geseën en vir hulle gesê, vul die aarde, met ander woorde, kry kinders, word baie. Na die sondeval is hierdie vreugdevolle en mooi proses een van swaar kry en moeite. Die Here sê vir Eva, gevolglik vir alle vrouens, met smart sal jy kinders baar. En wat presies met Jabes se geboorte gebeur het, weet ons nie. Buitengewone omstandighede, dalk was hy op die vlug, of dalk was hy op die vlug van vyande, dalk was dit 'n moeilike swangerskap. Maar die punt is, met die geboorte en gevolglik vir die res van sy lewe, sal sy naam gebind word aan die pyn, die hartseer en die smart. 'n Man van trane, hy is die man van smarte. En in die Bybelse tyd het 'n man in sy naam saamgeloop. Mense het geglo dat jou naam eintlik so 'n bietjie jou lewe bepaal vorentoe. Dis so 'n wens vir wat voorgaan lê in jou lewe. Dis nou 'n naam wat baie gespot gaan word op skool. Jabes, man van smarte. Hy word deur die wêreld met smart ingebring. Sy hele lewe wat voor lê is 'n verwagting van smart. 'n Smart wat dadelik verbind word aan die sondeval. Maar kyk dan hoe aangrypend is Jabes se verhaal. Hy gaan nie na die landdros of na binnelandse sake toe en sê, verander my naam nie. Hy probeer nie self sy lot bepaal en verander en draai nie. In sy omstandighede as man van smarte, bid hy. Die aangrypende woorde van vers 10. Jabes,
die man van smarte, het die God van Israel aangeroep. Hy roep tot God wat hemel en aarde geskape het, die Here wat in 'n verhouding met hom en die hele volk staan, die God wat vir Israel vroeër uit Egipte verlos het, uit hulle smart. Hy is die enigste een wat kan help. Daarom roep Jabes hom aan. En op 'n praktiese noot, hierdie sê vir ons so baie oor gebed. Psalm 46 vers 1 sê, dat die Here is altyd bereid om te help vir die wat in nood is. Psalm 146, waarsku dat ons nie op magtiges moet vertrou nie, maar vertrou op die Here. Hy is ons toevlug in nood en smart. Daarom geliefde, wat ook al jou omstandighede is in die lewe, neem jou toevlug tot God. Bid. Jabes, die man wat 'n vloek vir sy hele lewe gedra het, 'n man wat sy lewe smart voorspel het, hy het in die Here, die God van Israel vertrou. Hy het gebid, dat die Here hom uit sy smart sal verlos. Kom ons kyk dan nou na die inhoud van Jabes se gebed. Vers 10. Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, as U my ryklik seën, my grondgebied vermeerder en U hand met my sal wees om die onheil af te weer, sodat geen smart my tref nie. En wat dadelik vir ons uitstaan is dat dit kort is, maar ook kragtig is. En ons kan 4 dinge uitlig. Begin met die woorde, as U my ryklik sal seën. En ons moet dit nie sien as 'n opdrag aan die Here nie, maar eintlik 'n smeeking. Die 2020 vertaling stel dit so mooi. As U my tog maar net sal seën. Kyk mooi, hy bid vir oorvloedige seën, as U my ryklik sal seën. 'n Seën is die guns en die goedheid, die genade van die Here, wat in voorspoed in ons lewe sigbaar word. Psalm 127 leer ons dat ons eintlik niks kan doen, alles is te vergeefs sonder die seën van die Here. En tweedens bid hy, Here vermeerder my grondgebied. Dit is so vreemd, want hierso bid Jabes vir liggaamlike en stoffelike dinge. Maar tog mag ons bid dat die Here ons hierdie dinge sal gee, met die regte gesindheid. Meer geld, meer besittings, meer geleenthede en vermoëns, om dit tot eer van die Here te gebruik. In die derde plek, sal U hand met my wees. God se hand is die beeld van sy mag. Hy bid dus vir die Here se kragtige bewaring in sy lewe. En vierdens, sal U die onheil afweer, sodat geen smart my tref nie. Hier is die hoogtepunt van sy gebed. Hy smeek, Here, gryp in my lewe, sodat ek, 'n man van smarte, tog net nie dit sal wees nie. Verlos my van die bose, en dit wat ek genoem is, mag dit tog nie my lot bepaal nie. En dan die mooi woorde van vers 10. God het laat kom, wat hy begeer het. Hy het gevra, maar God het laat geskied. Hy het vertrou in die Here en gebid, dat die vloek van die sonde val, en die boosheid van sy naam nie die lot van sy lewe sal bepaal nie, maar dat die Here wat sy maker is, sy lot sal bepaal. En die uiteinde daarvan, vers 9, Jabes was meer geëerd as sy broers. En tog, geliefdes, is dit nie jou naam wat jou belangrik maak, of jou besittings, of jou afkoms, of dit wat jy het nie. Wat jou belangrik en gesiene in die lewe maak, is jou geloof in God. Want sonder sy geloof was Jabes maar niks. Het gaan eintlik nie oor Jabes nie, maar oor die genade van die Here wat die smart en vloek en seën verander het. Het gaan nie oor sy gebed nie, maar oor die liefde en genade van God wat die slegte in goeie verander het. Wat 'n mooi verhaal van Jabes. En wanneer ons die verhaal lees, ons sal 'n mate van ooreenstemming met ons. Die vloek en smart wat die sondeval gebring het, geld nie net vir swangerskap en geboorte nie. Dis ons lot. Dis die verlore mensdom, ons almal se uiteinde. Want sederdien die sondeval is daar dood en smart en droefheid. Weens ons eie sonde is ons lewe vol gebrokenheid. En meer as dit, moet ons besef dat die feite van die verhaal, net soos met Jabes se lewe, eintlik 'n einde voorspel wat nie vir ons goed is nie. 'n Ewigheid wat sleg is. En soos Paulus met ons uitroep in Romeine 7, ek, ellendige mens, letterlik, ek, mens van smarte, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Dit bring ons by ons Here Jesus. Want in Lukas 22 lees ons hoe hy gebid het.
kort voor sy gevangenisneming, net voordat hy verhoor word, baie gaan ly, gegeesel word en dan onskuldig aan 'n kruis gaan hang, voordat hy die weg van lyding gaan stap, met die volle wete van alles wat voor lê, kom hy met doodangs voor die Here en vra, Vader, as U tog maar hierdie beker van my al wil wegneem, as U tog hierdie pyn en smart van my wil al wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Net soos Jabes bid die Here Jesus, neem die onheil en die smart van my al weg. Die wil van die Vader is dat Christus die beker moes drink, en dat hy hom moes leeg drink. En dit wat in Jesaja 53 geprofeteer is op hom van toepassing. Hy is die een wat soos 'n loot uitgespring het voor ons oë. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad nie. Hy was deur mense verag, deur ons verag. Hy was die man van smarte. Hy moes verag en verlaat word. Hy moes ons krankhede, nee, ook ons smarte op hom neem, sodat ons die seën in die lewe kan hê. Die ooreenkoms tussen die vloek van die sondeval en tussen die vloek op geboorte en die kruis is dus baie duidelik. Wanneer 'n vrou geboorte gee, gaan dit nie sonder pyn gepaard nie. Maar die gevolg is lewe, vreugde. Net so stap Christus 'n lydenspad. Pad na die kruis, 'n pad van pyn en smart. 'n Pad wat hy ons sonde en ons smart op hom geneem het. Die gevolg vir die wat op hom vertrou is ewige lewe. Die man van smarte was werklik vol smart, sodat ons die seën kan ontvang. Ek sluit af. 'n Goeie storie laat ons op 'n ander plek as wat ons begin het. Daarom is elke gelowige se storie, elke Christen se storie 'n baie mooi storie. Want elke mens se storie begin by 'n droewige, pyn en smartvolle lewe. 'n Sondeval van sonde en doodsbestaan. 'n Onheil en 'n smart wat ons nie self kan ontsnap nie. Maar iewers in ons lewensverhaal kruis ons paai met die Here Jesus Christus, met die man van smarte. Die man wat ons smart dan op hom neem, en die lydensweg in ons pad staan. En dan lyk ons uiteinde heeltemal anders. Dit eindig dan ten goeie. Dit eindig dan met 'n lot wat soveel beter is as waarmee dit begin het. 'n Gelowige eindig met oorwinning en voorspoed. En soos Paulus moet ons dan die volheid bely van Romeine 7. Ek, man vol van smarte, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Vers 25. Aan God sy die dank, want hy doen dit deur ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, Here, soos ons ook nou gesing het voor die prediking in Psalm 42 vers 5, dat ons gebed, weet ons, sal opwaarts strewe na U, die bronwel van die lewe. Daarom bid ons met soveel vrymoedigheid. Help ons om vreugde te vind in hierdie Paastyd. 'n Tyd waar ons weer in die swaar, die straf van ons sonde dink, maar nie op ons nie. Met U seun, ons Here Jesus Christus, hy wat dit gewilliglik op hom geneem het, en uit liefde ons vrygespreek het. Dat hy die man van smarte is wat ons smart van ons sal wegneem. En dat ons lewensomstandighede hier en nou, hoe droewig en hoe hartseer dit ook al mag wees, ons vreugde te midde daarvan mag hê. Ons het die lewe in alle ewigheid seën wat ongemeet is. Help ons om die vreugde daarvan te beleef in hierdie tyd. En seën ons in hierdie dag en in hierdie week om Christus naam ontwil. Amen. Geliefdes, voordat ons oorgaan na ons liefdesgawes, ons wil vanmôre eers ontslag gee vir oom Kobus Walters uit die ampt van ouderling. Ons het 12 wyke in ons gemeente en oom Kobus het wyk 7, wyk 8
en week 12 wat hy as ouderling het, en trouwens week 7 en 8 het nog mense van Vredenburg en nog van Paternoster ook in die wijk. So Kobus, hiermee gee ons oom dan eervol ontslag, en ook dank vir al ons harde werk, dankie vir ons betrokkenheid in die gemeente en sy dienswerk as ouderling, dit word opreg waardeer, hiermee vir oom ook ontslag. Ons gee nou geleentheid vir die opname van ons kollekte, en daarna sing ons saam Psalm 66. Ons sing ten slotte saam Psalm 66, sing saam vers 1, 6, 8 en 9. Let net op dat vers 9 is net die helfte van die versreëls, net 4 van die versreëls, maar die woorde van vers 8. Was ek deur ongeregtighede en al aanloklikheid bekoor, dan het die Heer na my gebede en jammerklagte nie gehoor. Maar hom, die kenner van die harte, was ook my diepste wens bekend. Hy het gehoor in my smarte, die oor na my gebed gewend. Ons sing saam Psalm 66, vers 1, 6, 8 en 9. En daarna staan ons vir die seën van die Here.
Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Slotte die Onse Vader.